het gesê God is goed en die duiwel is vuil goed. Maar ek het nie saak met die duiwel nie, ek is alleenlik. My oë is gefestig op Jesus Christus, die volëinder van my geloof. Gaan ons hom sien as hy gaan kom, want so seker soos ons hier sit, gaan hy kom vir hulle wat gereed is. Kom ons sorg dat ons gereed sal wees, dat ons wagtend sal wees, dat ons Jesus sal lief hê met ons hele hart, ons hele siel en ons hele verstand. Weet jy dat ons God se woord in ons hart sal bære, dat ons nie sal sondig nie. Wat is sonde? Sonde is ongehoorsaamheid aan God se woord. Of 'n klein sonde of groot sonde is, dit bly sonde. Is dit waar vanmôre? Prys die Here. Evangelis open vir ons met gebed. Kom ons sit toe. Vader, dis in die naam van Jesus wat ons vanoggend na U toe kom. Here, na wie toe anders kan ons kom as wanneer na U toe nie, my koning. En daarom wil ons vanmôre erken, Here, dat sonder U kan ons niks doen nie. Ons bely vanmôre, Here, ons afhanklikheid van die Here wat die hemele en die aarde gemaak het. En daarom bid ek dat U vanoggend vir ons sal ontmoet, Here, op 'n wonderlike manier, Koning Jesus. Ek bid, o Gees van God, U is vanmôre welkom om in ons midde te mag wees. En ons is vanmôre bevoorreg om in die teenwoordigheid van die Almagtige te kan sit vanmôre. Ek bid alles wat vanmôre hier sal gebeur, Koning Jesus, dat dit geseën en ontstigting van elkeen sal wees in die wonderlike naam. Ek bid vir die prediker vanmôre, Here, dat God toe, sal sy lippe vanmôre, dat hulle deel van die seën en van die salwing, Here, en sit vanmôre woorde in sy mond, raak sy lippe aan die kragtige naam van die Here, Here. Here, U sê in die woord, Here, dat U sal ons moet beskaam, Here. En daarom bid ek, Here, maak hom toe vanmôre onder die kosbare in die naam van die Here, Here. Amen. Amen. Prys die Here. Nou is ek volgelei. Nou is ek volgelei. Amen. Prys die Here. Wie van julle is vanmôre opgewonde? Kom ons staan op en ons maak sy naam vanmôre groot. Met ons hele wese prys die Here. Halleluja. Suster Kim, sit nog die keer maar die hemelse ploeg staan ook. Die hemelse ploeg Oh
Daar by die kruis. Okay, laat my. Daar by die kruis. Wonderbaar is Jesus se bloed. As ons nie glo aan die bloed van Jesus nie, dan wil ek vanmôre vir jou sê, jy sal reeds verlore. Is alleenlik die bloed van Jesus. Dis nie 'n kerk nie, dis nie 'n pastorie, dis nie oom of 'n tannie nie. Dis alleenlik die bloed van Jesus. Weet jy, God se woord sê, ons kan nie na die Vader toe gaan, behalwe deur Jesus nie. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader uit, behalwe deur Jesus. Ons kan nie deur alle gaan nie, alle maak dit nie, man. Boeddha maak dit ook nie. Hare Krishna maak dit ook nie. Sy naam is Jesus. Ek is so bly dat hy my gered het, want sy redding is volmaak. As ek verlore gaan eendag, is nie sy skuld nie, dis my skuld. Is dit waar? Ek kan nie glo dat mense wegspring in die godheid en hulle raak moeg nie. Johannes Janie het altyd gesê, die kerk maak jou nie moeg nie, man. Is die duiwel wat jou moeg maak. Jesus maak jou nie moeg nie.
Jesus gee my krag om aan te gaan. Amen, prys die Here. Wie van julle het krag vanmôre om aan te gaan? Amen. Wie staan op die rots, Jesus Christus? Halleluja. Amen, prys die Here. As jy getuie het vanmôre, Ja. bring dit tot eer van die Here. Of jy nie is hier of oud is, maar hier is vir almal 'n kans. Prys die Here. Ek het baie om te getuig. Hey, kom ons. Ek weet nie van julle nie. Ek het baie om te getuig. God is goed. Halleluja, God is goed. Ek en pastoor was eers op 'n tyd tentmannetjies. Ons het sendingwerk gedoen saam met 'n evangeliste met tente. Ons is anders 'n tipe mense. Hulle het my geleer dromme speel. Daar moet jy inspring, daar moet jy doen. Daar kan jy nie staan en ag ek wonder wat sal ek volgende. Hulle sê jy sommer wat sal jy volgende doen. Ek wil vir julle getuig net daai is aan mense daai. En as jy wil profeteer, dan sê hulle daai profetes daar. Hulle kry jou in die hande daar. Hulle sê sommer van jou enige ding om te kyk, gaan jy bly of gaan jy gly? Is 'n harde plek daai, die tent. En as jy wel moeder is, dan gooi hulle speel met soet. Hulle gooi jou. Hulle het vir hom Chris met die sak en as met die sak geslaan. Omdat hy gedink het hy raak hoogmoedig. Ja, nee, daar waar jy wag nie, daar nie broer Willie, hulle Ek kom nie moet van Chris Pieter. Hulle skud jou uit. Nou ons het saam met iemand wat by hom Chris gewerk het eens op 'n tyd, saam met hom gegaan, saam met hom getrek. Broer Willie, ek wil vir jou iets getuig. Was dit donderdagoggend, maatjie, wanneer het ek hier verbygekom? Op donderdag. Woensdag. Woensdag. Ek het Woensdag, soos ek altyd maak, dan sê ek vir pastoor, ek sit my hoed op, dan sê ek gaan nou hier omkom, ek gaan nou plaas toe kom. Ek noem hierdie die plaas. Dan kom ek hier om, dan kom staan ek daar voor, ek kyk dat alles al right is, ek check alle dinge uit, en dan buig ek altyd 7 keer voor die Here. En Woensdagoggend, toe ek hier kom klaar gebuig het, toe gaan ek weer hier om, daar by die swembad, voor ek daar omgaan, hoor ek 'n lorry. En ek kyk, en ek sien 'n verskriklike groot lorry, so oranje kop lorry. Maar agterop sien ek 'n dikkerhoude. Ek dink, maar wat soek die mense dan hier, die tyd van die oggend, ek kom eintlik vroeg na. En hulle het omgekom, en ek het vir pastoor gaan sê, ek gaan net weer kyk wat maak die mense. En ek het omgekom en ek sien die lorry kom langs die mure af. Nie in die pad nie, hy ry op daai stukke gras waar die karre altyd staan. En ek los dit net so en ek staan so en ek kyk, ek dink, ek praat net van die mense nie, ek wou eers vir die mense getuig het en ek dink, nee wag, hierdie, en ek sien dadelik God se hand in hierdie hele ding. Niemand het vir die munisipaliteit gevra om daai stukke stompe goed uit te haal, niemand nie, nie ek nie, nie hulle nie, niemand nie, man. En terwyl ek hier staan, en ek sien hoe begin hulle die ding af te laai, ek hou die hele situasie dop. En ek sien hoe laai hulle die ding af, Brother Sean. Dis wel interessant om dit te sien. En ek sien wat hulle gaan doen. Maar die Here praat met my hier langs die huis terwyl ek huis toe gaan. Die ding is afgelaai en ek hoor die man sê vir hulle, pas op, hier's waterpype en hier is daai Heerhotel, goed, hulle Heerhotel moes weer kom om party van die goed reg te maak. Ja. En ek het niks met hulle gepraat nie, nie 'n woord nie, ek het net gegroet en ek sien toe, hulle gaan na die eerste boom toe, hulle begin hom uit te haal, ek sien wat hulle doen. En ek loop, toe ek so gaan, toe sê die Here duidelik vir my, jy gaan sien wat ek vir jou gaan doen. Ek begin dit net voor te berei. Hy sê duidelik, in my, het jy al duidelik sy stem gehoor? Hier op hierdie hoek, het ek sy stem duidelik gehoor. Wat het die Here daar gedoen? Hy begin dit voor te berei. Wat gaan hier gebeur? Hier gaan 'n kerk gebou word. Wie het vir hulle gesê, vir die munisipaliteit, kry solank dit reg. Amen. Net die Here kon dit vir hulle gee. En toe ek dit sien, toe sê ek, waarlik Here, nou weet ek.
Dis hoekom ek sê, jy moet die Here in gees en 'n waarheid dien. Nie speel met die Here nie, want die dag wanneer jy begin speel, dis die dag wanneer jy jou vingertjies gaan verbrand. Ek het geleer by swaar plekke, by die tente, daar was niks genade vir jou nie. Ek het geleer, sonde is sonde. Dinge wat verkeerd is verkeerd. En reg is reg, en verkeerd is verkeerd. En dit werk by my so. By my glo ek, 'n ding is reg of hy's verkeerd. En by my is dit nie so, as jy gelieg het, het jy gelieg. As jy gesteel het, het jy gesteel. Ek kan dit nie toemaak en sê, hoorie, daar het nou niks gebeur nie. En ek is 'n ou, as 'n ding my pla, dan praat ek met daai mense. Ek los dit nie tot môre nie, want môre groei daar gras daaroor. Môre val hy gesnoei. Hy val of hy beland op 'n plek wat hy nie wil wees of sy nie. Jy kan nie sonde, Kom nie. dit gaan iewers uitkom. Pastoor Marius Diederik se moeder was al oud. Toe sê sy, jy kan niks van God wegsteek nie. Die kraaie gaan dit uitbring. En die Here het 'n wonderlike manier om met my te werk. Op 'n dag, dan kom jou goed uit. Ek het dit lank al gesien, maar op 'n dag, dan sê ek, hokkai, stop die lorry. Dit is daai ding. Toilet. Sorry, julle. Wie was die? Ek wens skool. Nog iemand wat ons getuig. Het die bol uitgereën. Prys die Here. Asseblief, Boeta. Ek weet nie, maar ek is so, ek ben maar groot telke in die huis van die Here. Self die Heilige Gees is groot, wat in ons midde is. Dit is 'n genadekans wat die Here vir ons toevertrou het. Wat ons weer vanmôre kan opgestaan het. So ek het maar nie toevallig nie. Dit het my genooi. Nou die dag saam. Ek moet net kom kyk waar hy werk. En dit het gekom. Maar dit werk deur die Here. Sy genade hand is net te genoeg om my na te bring. Ek moet vanmôre by my huis gewees het. Ek moet vanmôre daar in volk gelei het. Maar omdat ek vanmôre hier is, kan ek vanmôre iets hier agter ook laat. Ja. Dit is 'n genadekans wat die Here ons vertrou het. Die genade wat ons nog nie ken nie. Sy genade is net genoeg vir ons. Dis waar. Sy genade dra ons. Sy genade laat ons slaap. Sy genade laat ons opstaan. Sy genade maak ons wakker. Amen. Maar die grootste ding is, die grootste punt is, hy vraag vanmorgen, waarom sal ek jou kom besig vind nie? Ja. Waarom gaat ek jou kon vind? Alleen deur die woord van God. Want as ek opstaan, dan staan ek met hom op. Amen. As ek praat, dan praat ek met hom. Nee, is waar. In my hand. Ek kan nie so na hom, kan ek nie getuig nie. Ek moet met hom getuig in my hand. Want Jeremia 43 sê, ek jou oog het, is 'n fontein, en daar sal altyd water sy. Amen. Ja. Nou wat is seisoen het ons vandag ingegaan? Wat is seisoen het ons môre op moet gestaan? Wat is seisoen gaan ons vandag in? Wat is seisoen gaan ons môre moet in? Wat is seisoen? Het die Here vir jou voorberei vir môre? Is waar. Dis 'n lieflike seisoen wat die Here vir môre vir elkeen toevertrou het moet. Dis 'n lieflike seisoen. 'n Seisoen wat geen een van kennis daar vir môre nie. Ja. Die seisoen wat hy vir môre vir ons moet vertrou het. Is 'n seisoen wat ons moet gebruik moet. Amen. Ons moet sê, Here, Gebruik. ek ken nie as my seisoen nie. Wat my seisoen verander. Ja. Soms eindig my seisoen verkeerd. En soms eindig my seisoen mooi. Ja. Maar ek dank die Here van die leeskare.
dat jy aan ons seisoene mooi tevore gekom. Amen. Dit is. Amen. Hy het ons seisoen gepad. Kyk wat doen hy. Dan praat hy in die skrif. Sy Agam. Dis Psalm 35 tot 36 praat hy ook. En dan praat hy van Jeremia 42 praat hy. Hoe helder moet jy skyn. Jou skynsel moet vanmorgen helder wees. Ja. Jou skynsel moet vanmorgen wees soos 'n spieël. Jou skynsel moet vanmorgen uitreik na ander mense, na ander persone. Ja. Dit moet jou skynsel vanmorgen na vore bring. Amen. Dat elkeen kan sien. Dit moet vanmorgen wees soos heilige water. Heilige water is skoon, heilige water blink. Vanmorgen moet elkeen sy skynsel so wees. In Jesus. Amen. Ja. En jou vrugte moet vanmorgen heilig wees. Amen. Dat is waar. Hoe ga je vanmorgen reg wees? As jy nie reg gesnoei word nie. Dat is waar. Vanmorgen moet jy reg gesnoei word. Ja. Elke een moet gesnoei word na sy wil. Amen. Jou lote moet vanmorgen reg gesnoei word. As daar snoeityd is, daar snoei hulle die boom. En die boom, die lote word weggegooi. Ja. Die lote word in die grond bewerk. Hy word misbemest. Die way wat hy lood werk. Maar hoe word ons bewerk in Jesus? Die vraag is, hoe word ons bewerk vanmorgen? Hoe word ons tuin bewerk? Waar die by die tuin hier bykom, toe vry vir hom. Maar die boom, elke keer as ek weer bykom, die boom staan nog altyd daar. Het die boom vrugte? Die boom moet uitkom. Ja. Maar hoe haal Jesus vanmorgen vir ons uit? Die vraag is, hoe haal hy vanmorgen vir ons uit die tuin uit? Het ons vrugte vanmorgen vir Jesus? Hoe lyk ons vrugte vanmorgen? Is ons vrugte vanmorgen gezond? Ek kan nie sê my vrugte is gezond nie. Vanmorgen moet ek op my knieën gaan en sê, dankie Here. Is my vrug vanmorgen gezond? Ja. Kan ek vanmorgen my vrug na 'n ander land toe uitvoer? Ja. Ek kan nie sê as ek my vrug moet uitvoer nie. Ek moet vanmorgen op my knieën gaan en sê, Here, laat my vrug bepak gaan. Laat dit na 'n ander land toe gaan. Laat die inspekteur kyk vanmorgen. As my vrug pas, as my vrug kan oor die land gaan. As hy na ander mense toe kan gaan. Wat kan kyk, is die vrug reg is. Amen. En so moet ons vrug Amen. vanmorgen Prys die die Here. Here. Halleluja. Dankie. Die Here wil vanmorgen by elkeen, waar jy gaan sit of staan, is die Here vanmorgen by elkeen. Want ek het goed iets, maar dis maar net wat, ek wil nie nog so, dat ek na die Here toe gekom het, dit was 'n wonderwerk. Ek het na die Here toe gekom, toe lê ek op 'n siekbed. Ja. Toe sê die Here, vat my weg. Ek wil nie meer lewe in die pyn nie, ek wil nie meer lewe in die stryd nie. Ja. Vat my weg, laat ek gaan. Want is te swaar. Toe kom die Here vir my deur, toe sê die Here, as u my hier uithaal, uit die siekbed uit. Dat sal ek vir u kon doen. Maar nogtans, ek het dit nie gedoen nie. Ek het dit gedoen, ek het teruggeval. Weer in die wêreldse dinge in. Wat lekker is, die wêreldse besier, is baie lekker. Ons sien hoe lekker gaan dit. Ons sien hoe lekker doen die wêreldse dinge. Die wêreldse dinge is so lekker, maar jy begeer dit Die mense. om dit te doen. Maar toe kom ek agter. Toe kom ek iets groot agter. Kyk hoe lekker is dit. Ja. Dat is nog iets wat baie lekkerder is Amen. om by die Here te wees. Amen. Dat Prys is die Here. waar. Daar doen jy baie bitter dinge as wat jy in die wêreld doen. Amen. Ja, dat is waar. Hier by die Here kan jy dans, hier by die Here kan jy sing, hier by die Here kan jy alles doen.
As jy waar. Maar as jy in die wêreld is, as jy opstaan soggens, as jy by die deur uit gaan, dan sê jy, Here, ek sê nie eens dankie vir u nie. Ja, is waarheid. Ek sê nie eens dankie vir u wat u my opgewek het. Ek sê nie eens dankie, Here, wat ek kan hoor, Here, wat ek kan sien nie. Wat u my bad toe kom, toe daar baie wat ek kan sien nie, daar's baie wat ek kan hoor, daar's baie wat ek vandag kan loop nie. Maar ek sê nie eens dankie vir hulle nie, daar's baie wat ek vandag voedsel het nie. Ek sê nie dankie vir hulle nie. Ek sê nie eens dankie vir my eie lewe nie. Dit is nie my lewe nie, dit is u se lewe. Ek sê nie eens dankie daarvoor nie. Ja. Met dit wat die Here vir ons moet doen. Amen. Prys die Here. Die Here het vir ons toevertrou. Yes, Dit Lord. is. Die Here betrou vir ons elke dag toe. Weet jy wat maak die Here toe met my? Die Here maak my pens op. En die Here werk self. Die Here genees het. En as ek lankie toe kom ek aan 'n ongeluk, ek klim in die bakkie, ry die bakkie, hulle sê nie, ek moet in die bak, ek moet, dan as ek sê, Here, as dit u wil is, ry ek vandag, toe ry ek. En die bakkie slaat 3 keer om. Maar die Here se hand is so goed. Hy hou sy hand op ons. Geen een kruisieer nie. En hier staan ek vandag. Amen. Prys die Here. Hier staan ek vandag. Amen. Prys God. Voor die Here en ek getuig vir die Here. Amen. En ek doen nou nog sy werk. Amen. Dankie Here. Vandag doen ek nou nog sy werk. Amen. Hulle het my uitgenooi alweer na 'n ander evangelie toe. Maar ek dank die Here dat ek aan vanmorgen weer Amen. Dankie maar my anders kan, Amen. Prys kan sê, wat sê die Here? Dan moet u goed verstaan. Hoor net mooi. Hy vra mooi. Wie se kind is ons? Ja. Wie se kinders is ons? Dis die waarheid. Gaan hy ons kom kry. Dis waarheid. Wie se kinders is ons? Waar het u vanmorgen u se offer neergelê? Gaat u vanmorgen u se man vat om daar by u se offerplek neer sê daar offer ek vanmorgen vir my op. Ja. U gaat dit nie doen nie. Nee. Want hy gaat uitpraat. Ja. Hy gaan sê, gaan u alleen na u se offerplek. Amen. Dien die Here alleen. Ja. Amen. As hy vanmorgen vir u sê, kom offer vanmorgen jou kind vir my op, gaan jy dit doen nie. Nee. Kom met ek vanmorgen my seun opoffer, my enigste gebore seun, moet ek vandag opoffer. Ek gaan dit nie doen nie, want ek is al lief vir hom. Yes. Ja. Ek is al lief vir my vrou, hoe kan ek my vrou opoffer, daar op die offertafel. Ja. Dierbares, maar laat het geseën wees. Amen. Die Here sê. Amen. Prys die Here. Amen. God is goed. Ons offer moet hom wel aangenaam wees. Ja, is waarheid. Dit moet diep uit ons hart uitkom. Ja. Weet jy, baie keer offer ons die Here en ons loof die Here net met ons lippe. Ja. Maar ons harte is ver van die Ver Here. weg, ver weg. Weet jy, kind van God, hy sê ons moet hom dien met alles binne. Weet jy, waar is die grootste toets vir 'n man en 'n vrou van God? Wanneer dit kom by jou finansies. Ons dien die Here, Here, maar as dit kom by Here, ek moet my deel vir u gee. Daar retireer ons. Ja, Hy is sê waar. ons nee, dis myne. Ja. Jesus sê gee jou volle tiende. Yes. Bring jou volle tiende na die skatkis van God en kyk of ek jou nie sal seën. Dis een van, hoor mooi man, ons vat al God se beloftes, maar ons wil niks van hom. En dis een van die ding wat hy sê, toets my en kyk of ek nie die sluise van die hemel. Pastoor, jy praat vanmôre oor my tiende, nie, ek praat oor jou. Jy moet, weet jy wat is sonde, is ongehoorsaamheid aan God. Ja, ongehoorsaam. Is dit waar van my Ja. broer Willie sê, hy het besef hy tot bekering gekom toe hy sy eerste keer sy tiende gee. Hy sê want hy was vas in sy geld. Ja. Jou geld gaan nie die hemel toe oop vir jou nie. Jou gehoorsaamheid gaan Ja, die Here. Is dit waar van môre? Ek praat nou dag met iemand wat hier aanbid het. En ek sê vir my broer, ek is baie lief vir jou, maar ek moet praat met jou want ek is worried oor jou. Jy is alles gehoorsaam, jou tiende is jy ongehoorsaam.
Ek sê, jy sal moet gehoorsaam word, my broer. Weet jy waar sy kom glad nie meer kerk toe nie? Ja, juffrou. Hy is kwaad daaroor. Ja, oké. Nou as jy oor dit kwaad raak, O, geen hemel toe. dan wonder ek, hoe diep is jou wortels Ja, in hoe die gaan die Here? hemel toe? Is dit waar vanmôre, kind van God? Halleluja. Maar ek wil vanmôre praat oor Jesus se liefde. Amen. Ek wil nie oor praat van Jesus se straf nie. Dis die maklikste ding om hier te staan en die sambok uit te haal. Weet jy, ek wil getuig vanmôre, daar kom tye wat ons die sambok moet uithaal. En ek weet nie of ek verlede Sondag die sambok uitgehaal het. Ek het maar net gepreek soos God my gelei het om te preek. Amen. En ek het hierdie week die resultate gesien oor 'n preek wat jy by God gekry het. Ek het gesien, kind van die Here, mense wat geloop en bedel het na ons huis toe gekom en gesê, pastoor, ons soek asseblief werk. Ja. Hoor mooi vanmôre, ek wil vanmôre vir jou sê, met sambok jag ons mense weg. Maar as ons vir hulle sê, God se woord sê, as jy nie werk nie, kan jy nie vreet nie. Is dit waar vanmôre, kind? Ek wil vreet, maar ek wil nie werk nie. Gaan werk, dan kan jy eet. Is dit waar? Weet jy, en een keer het die een sy plaas weer gegly wat ek gesien het, sy voete is bietjie los. Dis alright. Hy is 'n bietjie buigsaam. Hy is weer reg. Maar die ander dae het hulle gekom nigter soos 'n kirkprop. Is dit nie goddelik nie, man? Ja, goed. Hoor mooi vanmôre, toe jou sonde aan die lig gekom het jy dit dadelik gelos? Of is jy nou nog besig om hy sonde af te lê elke dag? Suster Oomie, het jy dadelik opgehou skinder of sukkel jy nou nog daarmee? Amen. Nee, ons moet nie lag nie, dis God se waarheid. Dis waar? Ja, pastoor, harde sien, nou die dag vir my pastoor toe ek by die Here uitgekom het ek nog 2 jaar gesukkel met rook. Ek het hom nooit gekitaas omdat hy rook het. Daar's baie dinge. Want weet jy wat? Liefde red. En die Here het hom vrygemaak. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, God moet kom en my vrymaak van baie dinge. Ons het almal nog goed. Is dit waar vanmôre? Ek kan net iets verkeerd beweeg, dan spring my ingroei toenails weer uit. Ja, persoon. Is dit waar vanmôre? Daar raak ek opstandig en ek raak kwaad. En ek het nie die getuie van Jesus in my nie. Want ons is hier geplaas om nie onsself te akkommodeer en onsself te bevorder nie. Ons is hier geplaas om Jesus se lig te skyn. Ja. As jy vanmôre sê jy skyn altyd Jesus se lig, kon lê tog vir my hande op. Ja, is waar. Ja. Is dit waar dat ek ook daai gawe Iemand kry? het jou boompie skyn. Laat iemand net aan jou boompie skud. Dis so. Dan val die vrot vrugte uit. Broer, wil jy val nog by jou kyk? Jo, man. My tema vanmôre. Here seën hierdie woord vanmôre. Amen. Maar wees. Pastoor, die wêreld is kwaad vir my, maar wees vriendelik. Daar's hom niks leliker as 'n kind van God wat lyk of jy suurlemoene gevreet het vir breakfast. Jy het net so 'n lang bokbek. Jy kan nooit lag nie. Ek is bly want die Here het my vrygemaak, man. Ek is bly want die Here het my siel gered. Is dit waar vanmôre? Ek sê weer man, dit is vieslik man, as jy nie kan lag nie. Maar wees vriendelik en vol ontferming. Gee om vir mekaar. Moenie mekaar veroordeel nie. Want met die oordeel wat jy oordeel, sal jy weer gaan. Hoor, ons moet praat as daar foute is, maar daar's 2 maniere om te praat. Daar's maniere om te praat bo uit die lig uit af na die persoon toe, of onder van jou knie af, oppraat met hom. En sê my broer, daar's 'n foutjie wat ek optel. Kom ons werk aan daai foutjie. 'n Boerkind van God, wat nie tussen sy skape rondloop nie. Hy verloor al die skape. Ja. Want hy sien daar siekte onder die skape. Is dit waar? Ja. As jy in die gees kom op die plek wat jy nie omgee vir jou gemeente nie, dan hoop jy nie in 'n gemeente nie.
Jy kan die grootste profeet wees, jy kan die grootste evangelis wees, maar as jy nie hart het vir jou mense nie, dan het jy klinkende metaal of lydende simbaal geword. Wanneer hulle jou kataza en jy gee liefde, dan kom die oorwinning. Ja. Want daarin sal hulle julle ken. Aan die liefde, nie die strengheid nie. Is maklik om streng te wees en sê my op broer, God se woord sê so en so en so. Ja. 'n Ander pastoor, daar kom 'n man met die Bybel onder sy blad, kom hy kerk toe. En die pastoor kyk hom so, hy sê, broer, wat kom soek jy hier? Hy sê, nee, ek kom kerk toe, pastoor. Die pastoor sê, nee, die Here sê my gesê het, jy kom, jy kan maar gaan. Waar kan jy so onnoosel wees, man? Ons is mos nie daar om God se werk te verongeluk nie. Ja, dit hoort nie. Is dit waar, kind van die Here? Ons is daar om mense te help. Wees vriendelik met mense. Ek moet baie kere, man, met die wat ek lambade kry, wat my boude so lam is, dit maak my ongeduldige mens. Ek kan nie meer sukkel hê, want ek kon alles gedoen het, nou kan ek kyk hoe kan ander dit doen, ek kan omtrent niks meer doen nie. Want weet jy, die ding wat my die meeste geplaat, broer Derek, is iemand wat sit in sy werk. Weet jy, ek kom nog aan na die stoel toe, en trek my boude op na die stoel toe. Want my boude is lam. Moet toch nooit sê, ek sal nooit so wees nie. Is dit waar? In 'n oogwink kom jy op daai, ek moet gaan sit. Ja. Lyk my jou brein werk net as jy sit. Nee, kind van die Here. God bring jou op 'n plek wat jy begin empatie kry met ander mense. Ja. Ek kyk baie na die broer van my. As daar iemand in hierdie gemeente is wat die hele dag moet kla, dan sit hy. Maar as ek nou aan kyk en ek preek, man, dan voel ek, jou broer Willie, ek kry krag om aan te gaan. Die man ook, hy betuig die hele tyd as 'n bediende, so lekker om te sien mense is sponse, hulle vat God se woord. Want ons kan hiernatoe kom en ons kan net so leeg hier uitgaan as wat ons hier ingekom het. Ja. Dan jou tyd kom ons. Is dit waar vanmôre? Maar wie is jy, vriende? Pastoor, maar hulle maak so in my, never mind hulle. Wie is jy, vriende? Hoor jy Petrus, hoor jy Karel, wie is jy, vriende? Ou Karel lyk sommer laas 'n ander smile op hom, hy sê, "O, jy het so lelik, jy het mooi geword, prys die Here, halleluja." En vol ontferming. En man, voetsek, man, gaan werk, jy doen jy wat, ek het dit al gedoen een keer. En God bestraf my daai dag. En God sê, weet jy wat, jou gesondheid kom van my af. Daarom kan jy nog werk. God sê vir my, weet jy wat, die ander pastore van jou ouderdom moes lankal op pensioen gegaan het. Ek het vir jou deur oopgemaak, dat jy kan werk tot jy sterf. Want hier sal hulle my moet doodskiet, broer Willie, om my hier te los. Prys die Here. Hier sal ek bly tot Jesus my kom haal. Ek gaan nie meer alles kan doen tot op die laaste nie, maar doen gaan ek doen. En as ek nie meer kan doen nie, dan vat ek die kierie. Dan werk ek die een wat hier is. Jy moet reg preek, prys God. Halleluja, prys die Here. Ek het vir pastoor Hardes gesê, broer, as jy 'n gemeentelid seermaak hier, ek is nie meer hier nie. Ek spook vir jou dat die rook draai. Hardes baie bang vir spook. Hy sê, nee, pastoor, ek sal my werk met hulle. Amen. Teenoor mekaar. Weet jy waar begin dit? In die huisgenote van God. Nee, kom jy reg met daai ene? Nee, jy sal moet regkom. Evangelis, jy het gesê, ons sal moet hier regkom om hemel toe te gaan. Pastoor, ek sal terugkom as daai een weg is. Of pastoor, die kerk het my so seer gemaak. Ek sit nou maar by die huis. Jy skiet jouself in die voet, man. Los jou kleinigheid en gaan op na die huis van die Here toe. Ek gaan bely en sê, hoorie, ek het 'n fout gemaak. Soos God ook in Christus julle vergewe het. As ons nie kan vergewe nie,
dan kan God ons nooit vergewe. Sjoe, mense, ons hou so maklik iets teen iemand. Weet jy, dit is soos 'n tandpyn wat wag om te gebeur. Ja. Ek het nou die dag, ek mag nie meer droewors eet nie. Suster Sjalma het my heeltemal geransoneer en suster, hy goed is allemaal lekker. En ek kry nou die dag 'n stukkie en ek dacht vir jou werk, ek sal maar vinnig deur. En toe kap ek op 'n klip wat op hom is. En ek byt 'n stuk tand af. Nou kan ek ook nie klaar van die pyn nie. Maar vra sy sê is dit die diete, ek sê is die diete, ek sê Here vergewe my, ek kan nie sê is die droewors nie. Prys die Here. Maar hoor mooi vanmôre. Daai kind van jou huis is seer, maar weet jou as jy net raakdag. Weet jy as jy iemand nie kan vryspreek nie, dan gebeur dit gereeld wat jy op daai tand byt. Daai ding kom gereeld terug. Jy vra, Here vat tog net die man weg. Nee, die man kom nou meer na jou kant toe. Want jy moet regmaak. Hey, God is getrou, man. Weet jy, God wil hê ons moet hemel toe gaan. Hy sal ons suiwer so suiwer goud om in te gaan. 'n duiwelse ding is wat die kerke sê, u keer 'n kindjie van die wie Jesus, altyd 'n kind van die Here. Dis elke dag bekeer my. Here, ek bekeer, ek bely Vader, ek het alweer geval. Weet jy, as goed wat so diep in ons gegrond is, voor ons kom kry, dan kom hy bitterwaterstoot weer op. Het jy al curry geëet? Of weet jy hierdie groen pepper of wat noem jy daai goed? Green pepper. As ek hy ding nou geëet het, Swyverand. vanaand weet ek het hom geëet. Ek kan net so, maar kook hy oor. Want hy's in my binnegoede. Nou bitterheid maak so. Ja. Jy moet net so 'n bietjie geskit word, dan kook dit oor. Dan kom die Hy botter. kom. En die woord van God sê, 'n menigte word daardeur bederf. Besoedel. Is dit waar? Jy's nou Is dit waar? Dan praat Jy kan nooit praat oor Jesus nie. Maar as jy bitter is, dan gooi jy dan bitterwater in. dan praat jy. Is dit waar, my boeta? Hulle vra my broer nou, hoe's daai pastoor van julle? Hy sê jy's 'n goeie ou, maar moenie baie roer aan hom nie. Prys die Here. Halleluja. Efesiërs 4 vers 17 as jy jou Bybel sê. Man, ek preek deur die hoë bloeddruk. My bloeddruk is laag. Nee, hy is baie netjies nou. Amen. Prys die Here. Ons gaan nie maak dat dit ons brieke vasmaak nie. Niks van my brieke vas. Amen. Here seën die woord vanmôre. Yes, dankie Jesus. Efesiërs 4 vers 17. Ek is amper daar gepreek, nou kom ek eers uit waar ek kan weet. Dit sê en getuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene, want wandel in die verdwaasheid van hul gemoed nie. Daar moet 'n verandering plaasvind. Wat baat dit die mense dat die hele wêreld win en in sy siel skade ly? Wat baat dit broer, ons loop en praat, ons is daar by Here in Christus kerk. Maar ons ken nie Jesus nie. Jy moet nie 'n kerk ken nie, jy moet Jesus ken. Is dit waar? En ek wil vir jou sê, is maklik om in die kerk te getuig en in die kerk mooi te lewe. Maar hier praat God se woord van wandel. Buitekant. Daar waar die tekkie die teerslaan. Daar waar dit swaar gaan. Hoe lyk jou lewe daar waar dit swaar gaan? Getuig jy van Jesus? Of getuig jy van jouself? Jou optrede wys nie Jesus. Jou vrug is so, soos my broer gesê, jy kan nie uitgevoer word nie. Ja, vrug. Hulle moet jou vat en jou maar pas. Ja. Ja? Jy moet maar sap Dis word, nie waar nie. want jy is tweede rangs.
Ek het ook in daai werk, ek was by CFG het ek gewerk. Die swak vrugte word gepers. Ja, Van hulle word sap gemaak. Of kondensaat. ja. Prys God. Verdwaas in julle gemoed. Moenie met God speel nie, man. Hy weet wie ons is. Hy weet. Is dit waar? Mense van verduisternis in die verstand en vervreem van die liefde van God deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart. Daar's niks so erg soos iemand wat God gedien het en teruggeval het. Ja, Is dit waar? Ek sê baie vir mense, gee liewer vir my onbekeerde mense. ja. Want die bekeerde mense, hulle gee baie keer moeilikheid. Want hulle het verhard in hulle Die harte. waarheid. Hulle wil nie hoor Hulle wil nie hoor. wat reg is reg en wat verkeerd is Die verkeerd. waarheid. Hulle sê ook ek is al 20 jaar Op die op die pad. Jy's lankal in die in pad. die pad. Is dit waar vanmôre? Ja. Hy sê wat ongevoelig word, ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in hebsug allerhande onreinheid te verdrywe. Weet jy, kind van God, 'n liefhebber van genot is erg. Ons het iemand wat ons ken. Hy man in kerk geloop elke Sondag. Nou hol ons agter paartjies. Ons moet by elke verjaarsdagpartytjie wees. Elke paar. Want ek het nie 'n saak nie met 'n verjaarsdagpartytjie nie. Ek dink ons moet net vir broer Gert se vrou dink sy Vrydag verjaar wat ons net sal sê geluk. Onrein te bedrywe. Keer jou rug van sulke mense. Het geen begeerte. Moenie vir jou heilig hou nie, hoor. Daar's 'n vreeslike ding wat ingetree het by die kinders van die Here. Ons is te heilig. Jy's nooit te heilig nie. Jy's deur God se genade gered. Daarom moet jy dieselfde genade dra wat Jesus dra. Weet jy hoe gaan ons die kerk vol kry? Deur liefde en genade. Is dit waar? Oppas jy wat dink jy staan dat jy nie val. Ja. Is goed om af en toe vir God te vra, Here, wat woord moet ek bring? Here, moet 'n pak slag gee vandag. Partyke kos dit so 'n houtjie op die boude gee. Dan kom vra hulle weer vir werk, prys die Here, hulle beer. Dit is die grootste oorwinning wat gebeur het. Want ek het by God gehoor. Ek eer die Here dat God nog in staat is. As 'n mens wil, dan wil God. Wil jy vanmôre vrug dra wat by die bekering pas? Weet jy wat moet gebeur? Bekeer jy. Keer terug na jou eerste weer. Soek weer jou eerste liefde met alles binne jou. Maar julle het Christus nie so leer ken. Ons het hom geleer ken as 'n God van die waarheid. Sy woord is die waarheid. Ja. Ons kan niks byvoeg of niks wegvat. Is dit waar vanmôre? Maar julle het Christus nie so leer ken nie. As julle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Ja. Pastoor, maar hoe moet ek die Here dien? Dit is 'n moeilike saak. Nee, weet jy, om God te dien is so maklik. As daar goed in my bord is wat ek nie lief is vir om te eet nie. Ek stoot verby. Suster Selma het nou vir my goed gekry. Weet jy wat noem hulle die goed het? Dit bring bloed. Chickpeas. Chickpeas. Bring die man. bloeddruk af. Dit is baie goed vir jou gestel. Maar is nie baie lekker nie. Hoor. Nee, is nie lekker nie hoor. Nou daai goed werk ek heel eers te vinnig. Ek proe ook, ek sluk nie.
Ek maak net oop 'n goeie Hy kant. maak ons in 'n slide. Prys die Here. Maar weet jy, kind van God, so baie kere, dan kom sit die duiwel goed op ons bord, wat ons weet, dit kom nie van die Here af nie. Maar weet jy, omdat ons honger is, eet ons dit. Baie kere is ons so honger na wêreldse goed, dat ons die wêreldse goed eet, hoor. Ons kan nie meer onderskei, is dit van God, of is dit van die wêreld? Want dit loop spaant en aan. Sê God se woord dan nie almal wat sê Here, Here, sal ingaan nie. Maar net hulle wat die wil van my Vader is. Ja. Dat julle wat die vorige lewens van hulle beskryf het, die ou mens moet aflê. Los dit, kind van God. Kry klaar daarmee, lê dit af. Maar ek het maar hierdie manier in my om gou kwaad te word. Kry klaar daarmee. Om ander mense in te sê. Om konflik te soek. Verruil dit en wees vriendelik teenoor alle mense. Hy sê, die ou mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te grond gegaan het. En dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. Ja, kind, daar moet iets binne in ons gebeur. Ons moet 'n begeerte kry, broer Derek, om te wees soos Jesus. By the renewing of our minds. Ja. Jou mind is soos 'n komputer. Dit wat jy insit, kom uit. Ja. What must I do? I must put something extra, something wonderful, something Jesus in my mind, so that Jesus can come out of me. Yes. Is dit waar vanmôre? En julle moet die nuwe mens, en julle met die nuwe mens moet bekleed, wat na God geskaap is, in ware geregtigheid en heiligheid. Begin te lewe soos Jesus jou geskaap het. Ja. Weet jy, Jesus het almal geskape om hemel toe te gaan. As jy nie hemel toe gaan nie, is dit nie Jesus se skuld nie. Jesus het die volbragte prys betaal. Hy het vir my en vir jou gesterwe, sodat ons kan lewe. Daarom, lê die leuen af. Hou op lieg. Hey, daar's baie dinge wat, maar as 'n mens vir my lieg, dan verloor ek sommer al my respek vir. En spreek die waarheid. Die waarheid is 'n narheid, maar hy hou my die gevaar uit. Is dit waar? Elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Ja. As jy nie waarheid kan praat, jy hou liewer jou mond. As jy voel jou rook gaan draai, as jy nou die waarheid praat. Sê my broer, wag, as ietsie wat ek vir jou wil sê, maar ek wil dit vir jou een kant sê. Want die wat ek nou gaan sê, gaan miskien nie goed in jou ore klink. Ek wil nie baie mense moet dit hoor nie. Kom ons gaan praat eers oor dit. Kom ons gaan bid eers oor dit. Is dit waar? Want ons moet saam met mekaar bid. Ander broere te sê, broer, die kerkskinder nie. Hulle ruil net gebedsversoeke uit. Nee, die liggies kinder. En gee aan die duiwel geen plek. Waak en bid, hy loop rond soos 'n brullende leeu. Hy kom na jou swakste punt toe. Hy is soos 'n leeu. Die leeu vang nie die grootste en die sterkste en die gesondste dier nie. Hy lê en wag tot hy sien daar is ene met 'n mangvoetjie. As ek nou moet in die natuur wil ek gaan die leeu dan spoil as hy my sien met hierdie manier wat ek loop, is dit waar vandag. Hy gaan sê, ja, daar is die lekker kos, kyk, hy is mank. Hy gaan. As jy mank is, gaan na die Here, ek praat van geestelik, en sê vir die Here, Here, hier is 'n mankheid in my lewe. Here, hier is 'n foutjie in my lewe, help my daarin. Hy sê, en gee die duiwel geen plek nie. Maak die deur toe vir die duiwel. Laat die een wat steel, nie meer steel.
Maar pastoor, jy verstaan jou nie, ek steel omdat ek swaar kry. Dis hulle verskoning. Ek gaan 'n ding sê, dis die land wat ons in gelewe het, wat gemaak het, dat ek geleer het om te steel. Maar hoekom steel jy nou so kwaai? Die land het dan nou verander. Daai nik is nog steeds by jou. Moet jy nou eers tronk toe gaan, om daar te gaan leer hoe om reg te steel. Is dit waar? Want daar's leer hulle nou vir jou reg steel, lyk my. Is dit waar vandag? Laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liewer arbei, deur met sy hande te werk wat goed is. Werk vir jou kosie man, prys God, halleluja, werk het jou nog nooit doodgemaak nie. Anhou het gesê, nee, ek is te bang om my kans te vat. Ek bly maar liever sonder werk. Nee, werk man, werk doen jou niks kwaad nie. Is dit waar? Sodat jy iets kan hê om mee te deel. Nou het jy om vir ander mense te gee. Aan die een wat gebrek het. As jy werk, dan het jy om weer vir iemand te gee. Want dis hoe God ons geskaap het. As God jou geskaap het, dat jy nie arms het nie, dan kan jy sê, maar ek kan nie werk nie. Ja. Maar as jy 2 voete en 2 arms het, kind van God, dan kan jy werk. Is dit waar? Laat daar geen vuil woord uit jou mond uitgaan nie. Ja. Ja, ek vloek nou nie, maar as jy my kwaad maak, dan moet jy my hoor. As die ou man in my... Ek het maar daai nik is in ons familie om te vloek. Jy los hy nik man. Laat daar geen vuil woord uit jou mond uitkom nie. Maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting. Praat lewe oor mekaar. Sê, weet jy wat man, ek sien jy het Jesus nodig, kom ek lei jou na die Here toe, dat Jesus jou kan verander. En as jy hom weer sien, dan sê jy, man, ek is trots op jou. Weet jy, ons spreek met mense, ons spreek oor mense, en as daar verandering kom, maar maak ons of van niks verander het nie. Ek is trots op my 2 manne. Hulle is ook nou my broers in die Here. Ons gaan nog vorentoe gaan ons help, dat ons hulle netjies kan aantrek op. Ja, wacht net 'n bietjie. Is dit waar so mooi? Ek het laas gevra, as julle klere het wat julle nie gebruik nie, bring dat ons vir hulle kan gee, dat hulle netjies se klere het om kerk toe te trek. Moenie maak soos 'n ander man wat hier was. Hy sê vir my pastoor, ek wil graag kerk toe kom, maar ek gee hom 'n pak. Hy kom hy kry my weer, hy sê, ek sê nou, waar is jou pak? Nee man, hy pak is te klein vir my, ek kan nou, ek gee my groter pak, ek sê, gaan kom. Hy sê, ja, ek sê, as jy nie nou kom, jy gaan ek jou pak slaag gee. Hy het nooit gekom. Is dit waar? Is nie nodig, iemand bel my vanmorgen, hy sê, pastoor, ek sukkel om aan te trek, ek het geval. Kan ek maar met my sweetpak kom? Ek sê, kom jy net soos jy is, man. Ja, kom net kerk toe. Kom jy net kerk toe. Is dit waar? Ons moet klaar kry met die storie van smaak nie, roer nie, raak nie aan nie. Jy moet nou soet aan nie. Ja, as jy prediker is, kind van God, of jy dien op die orkes en goed, dan trek jy vir jou netjies aan. Is dit waar? Laat daar geen vuil woord uit jou mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat genade kan gee aan die wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees nie. Oppas wat ons praat oor die Heilige Gees. Daarom los ek ander kerke uit. Ek moet kyk na myself. Weet jy, party mense kan hulle daar en daar besig hou van wat 'n foute daar is. Maar wat doen jy vir die Here? Jy wat so fout vind. Wat doen jy vir die Here? Weet jy, die duiwel hou jou soos 'n ryperd besig om fout te soek. God het jou nie gered om fout te soek nie. God het jou gered om te skyn. Is dit waar?
En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Bitterheid is 'n worteltjie van bitterheid. Hy steek soveel mense aan die brand. Daar's niks gevaarliker as 'n kind van God wat verbitterd is. Is dit waar, broer? Amen. Maar wees, hier kom jy aan. Ruil daai bitterheid met vriendelikheid. Ja. Hey man, dit is hom lekker om met mense te deel wat vriendelik is. Amen. Huh? Broer, die Here gaan jou nog seën met jou besigheid. Want hulle instap as hulle Ja, hy's vriendelik. vriendelik. Huh? Hy's vriendelik. Weet jy wat hulle vandag sê? As jy besighede net kan leer om vriendelik te word, dan het hulle al gewen. Jy wil tog nie by 'n plek gaan koop wat dit lyk jou. Wat soek jy hier nie? Kom sê hulle. Is dit waar? Amen. Maar wees jy vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, teenoor almal. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe. Mag die Here God tog help dat ons sal klaar kry met bitterheid in ons lewe. Dat ons sal vergewe, dat ons sal vryspreek. Jou kind van God, ons het net een kans om die hemel te sien. Ons kan tog nie die kans verruil vir haar ou bietjie bitterheid. Ek sê weer, ken mense wat by die huis sit, wat so verbitter is teenoor 'n kerk, en hulle mis God se doel vir hulle. Want ek wil vandag vir jou sê, as jy nie na die huis van die Here toe gaan nie, jy hoef nie net toe te kom nie, maar as jy nie na die huis van die Here toe gaan nie, dan is daar 'n groot probleem met jou gees. Ja, baie groot. Want God se woord sê, moenie die onderlinge byeenkomste minag, soos baie die gewoonte. Dit kry 'n gewoonte. Ek sluit af vanmôre. Ek het ook 'n gewoonte gehad. Hulle het my nie in die kerk gekry nie, nou broer. Hulle moes my slaan om in die kerk te kry. Ek was nou bang vir die kerk binnekant. Ek het ook 'n soet gehad. Ek het my soet gebruik om te gaan dans. Daar by Greenbushes. Ek is nog 'n appie. Daar bel my bel my tel en my. Hulle is gekwalifiseerd elektriesien. Hy sê hulle, "Patty, gaan ons bietjie gaan dans, jong." Hy sê ek, "Ja my broer." Hy sê maar die pond is dun. Ek sê moenie worry nie, ek gaan bygooi. Kom ons gaan want ons jammer ek sê nie ons ry met jou kar, met my kar. Ja, maar jy syp maar so ryk man, ek bestuur beter as ek gesyp het. Wat wil ek vandag vir jou sê? Ek wou die binnekant van 'n kerk nie sien. Hulle moes my slaan om my in die kerk te kry. Nou moet hulle my slaan om my uit die kerk uit te kry. Want die liefde van die Here dryf my. Weet jy, baie predikers sou vandag gesê, Sam het vanoggend gesê, Johan bly lê, jou bloeddruk is te kwaai. Toe sê ek, ja, as jy manier. Ek voel ek sommer baie beter man. Prys die Here. Mag die Here ons help, dat ons sal verhinder dat bitterheid maak, dat ons hel toe gaan. Amen. Mag Jesus ons sien. Baie lief vir julle. Werk vir dit wat jy wil. Soek God in al jou weë en hy sal jou baie geluk. Hy is in beheer van ons lewe. Hoor jy vanmôre? Die Here seën jou. Kom ons dien die Meester, hy alleen is krag. Wys Here, kom ons sluit af. 'n mooi liedjie tot eer van die Here. Niks nie. Wat duisende rand. Oh
Vader, ons kom in die naam van Jesus, Here, wat 'n voorreg was dit om vandag in die huis van U te kon wees. Here, ons kon gekies het om op 'n ander plek te wees omdat dit so lekker dag is, maar Here, ons kies om hier by U te wees in U teenwoordigheid, Ja, Here. Jesus. Dankie vir die woord wat uitgegaan het. Ja, Dat dit Vader. van ons harte sal val, dat ons dit net sal hoor nie, maar ook sal Ja, uitdra Jesus. en gaan beoefen vandag, Here, en die res van die week. Here, die nuwe week wat voor lê, kom sit ons in die hand. Vra dat U ons vooruit sal gaan. Here, optrande en aftrande, Here, daar Ja. sal U ons wees, Here. Ons bid vir guns en genade, onbeskryflik groot, Ja, Here. Jesus. Ons bid dat pastoor ons dit saam hierdie week goeie nuus sal Ja, bring. Here Jesus, Here, want die stem kerk moet saam. gebou word, Here, want dit gaan oor U naam. Ja, Om Jesus. verheerlik te word, Here, waar ons ook nou almal gaan beweeg na ons huise toe. Ja, ons Here dit Jesus, sal wees beweeg. ja, kan ook Dankie vir alles, Here. Vergeef ons ongeregtigheid en ons sondes, Ja, Here. Jesus. Help ons dat ons op 'n plek sal kom om klaar te maak met dit wat verkeerd is. Ja, Here. Jesus. Dankie vir alles. In Jesus naam, amen. Amen. Mag die liefde van die Here Jesus Christus, die gemeenskap van die Heilige Gees en die genade van God ons Vader met ons wees en by ons bly. Here seën vir julle, baie lief vir julle, gaan in die vrede van die Here. Amen en amen.